welkom by Stroomstories waar ons vandag gesels met Anja van Tamaria Clothing. Nou, as die naam vir jou interessant klink, het is wel eintlik 'n verrassing vir jou. Ons het 'n lekker storie wat ons gehoor agter die naam Tamaria Clothing. En Tanya gaan ons 'n bietjie meer vertel oor hoe dit begin het, waar dit begin het en hoekom sy doen wat sy doen. Ek gaan nou eers in die diepkant gooi om te vra, Tanya, jy moet eers vir ons bietjie vertel van jouself en dan gaan ons invul by die klere. So, vertel ons bietjie van jouself, dat ons net weet, is jy van Potchefstroom, is jy van buite af, en dan kan ons 'n bietjie uitbrei daarop en dan bietjie meer indelf in hierdie clothing shop. Ek is van Potchefstroom. Ek het hier na toe getrek toe ek 3 jaar oud was, so ek bly al 20 jaar in Potch, so ja. Ek was in Volkies gewees op skool en ek het verbruikerstudie gaan swat. Ek het mode en voedsel saam gedoen, die gekombineerde ene, en ek het actually 'n maand terug my graad gekry. Yes, okay. So alles op mekaar eintlik nou vandag. Yes. Nou, ons moet nou eintlik hier invul, want ek is nou nuuskierig en ek is nou eintlik self ook in die diep kant vandag, want wat ek van klere weet, veral damesklere is eintlik maar bitter min. So ek gaan leer soos ek jou nou vra. Maar kom ons begin by die begin. Dit is hoekom Tamaria Clothing? Hoekom die naam? Hoekom die unieke handelsmerk wat jy het? Waar het dit begin? Okay, so ek het actually in COVID tyd het ek regtig begin ernstig naaldwerk doen. Ek het toe ek klein was, kyk my ouma en my ma hulle doen almal naaldwerk, so dit was maar soos hulle doen dit. Ek het popklere probeer maak wat nooit uitgewerk het nie. En toe in COVID, toe dit lockdown is, toe ek regtig soos gaan sit en naaldwerk regtig begin doen en dis waar die liefde vir dit regtig soos meer ontwikkel het. En ek het maar met klein goedjies begin en so, en toe actually in lockdown begin van dit te verkoop, maar dit was net soos 'n side hustle. Dit was nooit regtig 'n droom om my eie ding te begin nie. En toe ek geswat het ek ook goed gemaak en verkoop terwyl ek geswat het, en dis waar ek actually besluit het, okay, as ek klaar geswat is, sal dit iets wees wat ek graag wil doen. Dink nice. Ja, en Tamaria, kyk, ek is Tanya Maria, en ja, en my ma is ook Maria, en albei my oumas, my ma se ma en my pa se ma was Maria. So dit is maar so aangedra, en toe het ek net gevoel dis fitting. En omdat ek by my ma en my ouma alles geleer het wat ek ken van naaldwerk af, was dit nou maar net soos 'n contribution. Jessie. Ja. Dis eintlik verskriklik mooi hoe die naam Tamaria. Wow. En ja, toe het ek letterlik eintlik begin van die jaar. Die besigheid hierdie jaar was nie so erg om Tamaria te launch. Dit was nie 100% die plan om net soos in te spring nie. Yes. Ek het 'n kans gevat en 'n company in Pretoria het ek 'n mail gestuur en gesê ek is 'n graduate, ek is op soek na 'n opportunity. My plan was eintlik eers om werk te kry en dan op te bou totdat ek Tamaria apart kan doen. En toe het hulle vir my teruggestuur, hulle soek iemand om in Potch vir hulle naaldwerkklasse te gee. En toe sê ek, okay wel, ek sal dit doen. En toe begin dit maar 'n korte plek om die naaldwerkklasse te gee. Toe begin ek te kyk om plekke te huur, dalk net soos 'n boardroom vir dit te gebruik net vir die klas. En toe gaan kyk ek na 'n plek, maar dit was 'n baie klein plek. En toe sê die ou vir my, nee, maar hier om die draai is nog 'n plekkie en hulle het nog nie hom adverteer nie, wil ek sien. En toe ek al instap, dis ek soos, ek is sold, soos ek wil hierdie plek hê. En toe is dit letterlik 'n kwessie van 2 weke, kontrak geteken, plek gehuur. Ek het 'n winkel en jy moet nou goed in die winkel kom. So toe het ek en my pa alles self gemaak, soos die tafels, alles in die winkel, letterlik die rails, geweld, everything het ons self gedoen. En ja, toe het ek die klasse begin en toe het ek nou die klere soos wat ek maak nou maar begin adverteer, en dan het ek ook sophisticated dress rentals is gevra of hulle wil hulle rokke in my winkel hang. So ja, so wat alles in die winkel is my klere, die rokke kan jy hier en jy kan die naaldwerkklasse doen. So ja, dit was soos ek sê 'n kwessie van 2 weke, toe's alles gereël en gedoen. Jy moes gekies het om aan die kant te spring en dan te swem. Ja, dit was net soos go net. Ek was net soos, ek wil dit nou doen. En so along the line gooi mense vir jou lifelines. Ja, sonder daai lifelines sou ek dit nie gemaak het nie. Yes, okay. Maar nou moet ons 'n bietjie praat oor die klere, en is dit, ek weet nooit hoe om die vra, is dit hoofsaaklik net rokke, of? Ek wil, soos, ek hou nie van net dit nie, soos ek sal nooit
klassifiseer en sê ek maak net dit nie, want Okay. ek raak baie vinnig oor iets en dan wil ek iets anders doen. So ja, en ek like die soos kyk, dis nou 100% slow fashion. Dit beteken ek maak alles self en Okay. ja. So ek sal nooit soos so groot soos Shein of sulke plekke eers wil wees nie. Soos ja, dit help nie. Maar ja, so ek hou van die rokke maak, maar op hierdie stadium wil ek fokus op casual wear, soos enige tipe casual wear en even accessories en sulke goed. Ek voel net as mens in matriekafskeid rokke of daai goed ingaan, as jy eers daarin is, jy kom nie daar uit nie. Soos die mense gooi vir jou toe en dis dan wat jy doen. So ek sal soos sê nou maar besluit ek sal 3 'n jaar maak en dan dis dit, sodat ek tyd het vir my ander goed ook. Ek sal nie net in dit wil ingaan nie, ja. So op hierdie stadium is ek besig met wintersgoed waarmee ek besig is. Hierdie rokkie is actually deel van die nuwe die nuus wat nou op pad Fashion, is, ja. Okay. En dan is ek besig met dis soos baadjies, maar nie soos 'n dik warm, dis net soos ja. Comfortable. Yes, cute baadjies en truitjies en sulke goedjies. Ja. Yes, dit klink vir my nogals interessant. Ja. Ag, gaan jy nou in diep kan gooi. Jy het gehoor sy gaan 3 'n jaar doen. So indien jy nog nie 'n matriekafskeid rok het nie, maak vinnig kontak met haar. Jy kan dalk een van die 3 mense wees in Potch wat haar klere dra. Ek weet jy het gesê 3. Ja. Dit was net 'n getal, maar okay. Okay. Is nou vas. Hou af. So as dit kom by die sigbaarheid van jou brand en jou clothing daar buite. Waar kan mense dit sien behalwe nou by jou winkel self? En ons gaan nou by die winkel kom weer. Okay. Maar die aanlyn kant van dit. Ek het 'n Instagram en dan obviously 'n Facebook page. Ek is baie sleg met die Facebook page, soos Instagram is baie beter, maar gelukkig gelukkig is hulle gelink, so alles wat op Instagram post gaan van self soontoe. En dan is ek actually besig met 'n Shopify online shop. Ek het gehoor dit is eintlik Ja, ek's besig om hom te bou. Ek's nie 'n IT-boffe nie, so dit vat tyd, maar ons kom daar. Ek het al gekyk na dit. Dit is bietjie ingewikkeld, so gee jouself grasie. Dankie. Okay. En ek sal definitief markte ook begin doen. Ek moet net bietjie stok opbou voordat ek net by 'n mark kan uitkom, ja. Okay. En dan by die winkel self. Waar is jou winkel? Is dit oop tans? Dit is oop. Elke week maandag tot Vrydag is dit oop. En dit is 31 Nuwe Straat. Okay, ja. So naby Girls Eye en Central. Ja, daar dis om die draai van Escort. Yes. Okay. So ja, almal kan ook net intik Tamaria Clothing en hulle sal op Google Maps die location kan kry. Ja, as ek hom opsit, ja. Okay. En dan ook vir Instagram is dit Tamaria Clothing. Yes, Tamaria Clothing, ja. Ons nie 'n snaakse En die dash. location ding is actually op Instagram, so Okay. dit sal help. Alright. En dan en is reg langs Kayla's Bridal Boutique, so ja. wat ook nou net daar oopgemaak het. Hulle het soontoe geskuif. Yes, hulle het geskuif van oorkant Westakers. Yes, soontoe. So dit help ook langs Kayla's Bridal Boutique. Lekker bier om te hê. Ja, dit is lekker. Ons besig om nou daai plekkie oor te neem. Een winkel op 'n slag. Yes, tipies. Nou die naaldwerk goedjies wat jy gedoen het, of ons steeds doen. Yes. Hoe werk dit? Is dit klasse wat jy aanbied, maar wat oop is vir mense om aan te sluit? Ja, kyk, dit is die hele ding wat die klasse is deur the Sewing Club wat in collaboration met Deurdon Clothing is. So Okay. dis hulle company. Is eintlik hulle, yes. Yes, ek Okay. is net soos ek weet nie of jy sê 'n rep of wat ook al Yes, vir hulle instrukteur wat ook al. So dit is die hele doel wat sy daarmee wil hê is dis nie jy boek jou nie vas vir 'n 8 weke kursus of elke donderdag aand moet jy gaan. Dis glad nie so nie. So dis once off. Jy kom, ons maak 'n romp in die eerste klas. Na 2 ure gaan jy huis toe en jy het jou romp en jy weet hoe om 'n romp te maak. Wow. En dan die tweede klas maak ons 'n hemp, die derde klas 'n rok of 'n broek en dan so gaan ons nou aangaan. Ja. Okay. So dit is baie basic, soos dis nie ek leer jou nie in diepte hoe jou masjien 101 alles werk nie. Daar's YouTube actually vir dit. Maar ja, net die basics hoe om 'n romp te maak en
Ons het actually nou 'n klas wat opkom waar ons sip en sou gaan doen waar jy 6 napkins maak en wyn gaan drink op 'n Ek wil net sê waar kom Saterdagmiddag. sip deel nou in. Ja. So dit is ja, so 'n once-off klas wat ons gaan kyk hoe gaan dit en dan sal ons dit dalk meer doen. Okay, en die klasse word dit ook geadverteer of bemark op die socials? Yes, ek sit dit op my goed so nou Okay. en dan, maar daar is ook 'n WhatsApp groep, so ja, hulle kan my 'n DM stuur of my boodskap van my nommer af en dan add ek hulle op die WhatsApp groep. Okay. Ja. Nou, gepraat van die klere wat jy baie keer maak, jy maak nou jou eie clothing in jou vrye tyd, as jy daai tyd kry. Maar hoe lank vat dit jy gewoonlik om jy het nou gepraat van die rok wat jy nou aan het, Yes. wat jy gemaak het. Ja. Hoe lank vat dit van idee tot design tot wat jy hom actually dra? Kyk, dit hang nou af as jy nou soos elke minuut wat ek aan dit spandeer, ewen in my brein vat, dan gaan dit baie lank vat. Maar ja, soos ek kyk Pinterest is maar almal se inspirasie voel ek. So daarop het ek 70 boards van goed wat ek wil maak. Sjoe, ja. So dan sal ek gaan lap koop. Lap kry is nogals 'n uitdaging, ja, want aan Potch sal ek nie sê is hier regtig lapwinkels wat kan compare met plekke soos Happy and Lace Vereniging en daai tipe plekke in Pretoria Metro en daai nie. Okay. So ek gaan maar gewoonlik vereniging toe en dan sal ek daar rondloop, kyk wat se lap ek soek, wat ek wil hê, terwyl ek daar dis gewoonlik eintlik actually 'n ding. Ek en my ma gaan, dan laai ek daai trolley, seker 2 trollies vol lap. Soos alles wat ek van hou kom in daai trolley. En dis meters en meters. Ja, ons sit eers net die rolle in ons voordat jy gaan sny. Dan gaan ons koffieshop toe in die middel van die plek se koffieshop. Dan sit ek by die koffieshop met daai trolley en dan sit en beplan ek wat ek met wat se lap wil maak, hoeveel ek moet koop van elke lap. Yes, En wat dan sal 'n trolley gewoonlik wat teruggaan en 'n trolley wat snytafel toe gaan. Okay. En dan sny ons en dan gaan ons huis toe. So ja, dit is gewoonlik 'n hele dag se uitstappie. yes. En dan ja, so omdat ek moet ry plekke toe vir lap, dan maak ek dit die moeite soos jy moet gaan en genoeg koop. Soos ek kan nie net gaan en net lap vir 3 rokkies koop en dan huis toe gaan nie. Soos Ja. ek moet beplan vir Koop met 'n plan. yes, vir vooruit. So dan kom ek terug, gewoonlik wil ek dan onmiddellik begin sny en maak, dan sit soos nou. En ja, so om een rokkie soos hierdie ene sal nee, seker soos net 3 ure vir my vat. Goeie genade. Soos ja, dalk actually minder dink ek. Ja, as ek hang af of ek 'n patroon het of ek my patroon self maak. Meeste van my patrone maak ek deesdae self. Ek sal soos 'n een online koop of so en hom uitprint en dan verander ek hom soos wat ek hom wil hê. Ja. So jy kan as jy die oggend 'n WhatsApp kry, ons hoor jy ons braai vanaand daar, kan jy sê, weet jy wat, ek is van jou. Ja. Vandag vir jou een maak en yes. Dit is so en gewoonlik ja, ek is gewoonlik so om nie soos last minute soos my graduation rok het ek 'n week voor die tyd besluit. Nee, ek dink ek voel soos vir my graduation, ek moet my eie rok maak, soos ek kan nie net Ja, dit maak sin. Ja, ek moet mos nou. So ja, dis het Happy and Lace toe ry om lap gaan koop en die rok maak 'n week voor die graduation. Ja, dis min mense wat dit kan doen. Ja. So sy flex nou hoor. Geniet dit hoor. Nou, watter tipe kliënte koop by jou gewoonlik? Wel, meestal jong vroumense en ja, ek moet sê vir nou, kyk ek is nou eers sê maar seker nie eens 'n volle maand, wel eintlik nou 'n volle maand wat ek oop is, maar nog nie regtig so daar buite is dat ek kan sê almal wat by my koop is so of so nie. Yes. Ja, maar ja, meestal jong werkendes en studente. En ek het actually al ouer vrouens gehad wat my verbaas het en ook goed kom koop het. Wat ek baie dankbaar voor is. Wel, van wat ek kan verstaan deur wat ek al gehoor het, is dit is nie altyd so maklik vir vroumense om klere te kry by winkels deesdae. Nee, dit is nie. En ja, dis een ding wat ek ook wat my gepush het om my eie ding ook te begin. Ek's lank en lang broeke is altyd te kort vir my. Hemde se moue is altyd te kort vir my. So ja, so ek moet sê soos as ek goed maak, hou ek dit altyd in gedagte. En soos ek het ook 'n ding, soos as jy iets aanpas en die rok is dalk te lank vir jou, dan sal ek hom letterlik net daar vir jou korter maak. Maar ek maak dit eerder langer en jy kan dit korter maak as wat die goed te kort is en jy kan dit nie langer maak. Kan die kliënt nou nie eintlik verder help. Ja, so yes. Okay, nou enige toekomsplanne vir wat jy wil vorentoe doen? Ja, definitief. Custom is my volgende
stap is ja, ek maar nie net custom rokke nie, want almal as mens sê custom dan is dit soos dis net vir fancy rokke of so. Soos letterlik as jy 'n broek soek wat sê nou maar 'n tailored pants met 'n blazer of so ietsie. Met 'n sak. Ja, dan ek wil dit doen. Soos ek ja, soos jy moet kom met 'n idee en ons moet dit omskep in iets in, ja. En dan begin ek ook nou 'n ding met Thrift Week 1 keer 'n maand. Ek love thrift en ek voel dit is 'n baie goeie ding. Okay, as jy vir my kan uitbrei op daai. Dis tweedehandse klere. Okay. Thrift shop. Okay, sjoe, slaan ek my net. Dis okay. So basically so ek het nou actually iemand wat gevra het kan ek vir hulle tweedehandse klere verkoop. So dan gaan ek sê hierdie week is hierdie meisie se thriftgoed en dan hang ek dit daar vir die week, almal kom koop wat hulle wil hê en wat oor is, stuur ek vir haar terug en die geld wat sy gemaak het. So en dan doen ek ook elke Vrydag, dit doen ek na hulle vandat ek oopgemaak het. Elke Vrydag doen ek thrift flip. So dis goed wat ek thrift en dan verander ek dit. Soos byvoorbeeld ek het al 'n langmou denim hemp wat ek afgesny het en afgewerk het en ek soos net 'n kortmou hemp in. Okay. En ek hierdie week se thrift gaan ek 'n hemp vat wat ook net so 'n los blommetjies hemp is wat ek in 'n one shoulder hemp gaan verander. So dis net soos goed wat niemand regtig soos hou meer daarvan of iets nie en dan gee hom net 'n bietjie nuwe lewe en dan verkoop jy hom weer. In die IT wêreld praat ons van refurbished. So daai is nou ja, thrift en flip. Ja, gepraat het van. Yes, of net upcycle is ook 'n woord wat hulle dit noem, ja. Okay. Ja, so dit en die custom en ja, maar net markte en goeders begin doen is maar. Jy het nou gepraat van Spotify wat jy besig is om Shopify. Ja. Shopify wat jy besig is om aan mekaar te kry en dit gaan beteken jy kan internasionaal natuurlik gaan. Ja, dit gaan. Ek dink dit gaan 'n paar jaar vat om daar te kom, maar mens weet nooit nie. En as die droom daar is, hoekom nie? Ja, hoekom nie? Ja, en dink potjies se lekker, kom ons sê maar 'n katalisator. Het ek vir baie besighede het ek nou al gesien om hierdie tipe goed aan die gang te kry. Ja. Want jy het soveel aspekte in potjies wat dit nader trek. Ja, en ek moet sê is nie regtig sulke soos local klerewinkels is hier glad nie meer nie. Ja. So, ja. Ek dink die aanvraag gaan groot raak. Ja, ek dink so gevoel. miskien oor 4 jaar of minder gaan jy 'n groter winkel nodig hê. Ja, dit ja. En miskien 'n span of 2. Ja, dis ook volgende is om 'n seamstress te kry om net bietjie te help met die naaldwerk deel, ja. So as ons advertensies sien van jy weet ouens is 'n groter TV, kyk jy na groter, beter naaldwerkmasjiene. Ja, kyk, dit is ek weet nie 'n naaldwerk voel dit vir my dis nie altyd nodig nie. Soos daai extra fancy masjiene met die 70,000 knoppies, soos dis overwhelming vir 'n beginner om dit te gebruik. Soos ek is nie eers meer 'n beginner nie en daai ding is vir my overwhelming. En baie van daai masjiene het soveel knoppies en gadgets wat nooit gebruik word nie. Soos ja, vir reguitstuk is 'n straightforward masjien, soos dis regtig meer as doable. En die enigste waar ek na groter masjiene kyk is vir 'n omkapmasjien. Ek sal love om 'n industriële omkapmasjien te hê want jy kan enigiets deur daai ding druk. Soos of dit nou dik of dun is, hy werk net. Soos hy gaan mal. So dis die enigste groter masjien waarna ek kyk. En dan obviously soos embroidery masjiene en so. Ja. Ek het 'n embroidery masjien by die huis, my ma het eene, maar ja, hy's ons kan nie nuwe digitizing goed op hom sit nie. Hy kan soos geskryf en die prentjies wat hy het doen, maar nie so ek sal like om in die toekoms net 'n nuwer borduurmasjien te hê. Ja. Okay. Nou van die skerm af het jy so 'n bietjie gepraat van ander goedjies wat jy al gemaak het. Ek dink op jou universiteitjare 10 in. Ja. Wat sy kom ons noem maar sakke gemaak het waar jy laptops en goedjies kan insit en iPads en goedjies. Is dit iets wat jy nog sal wil doen, self verder vat? Ja, definitief. Ek hou van allerlei sakkies en goeders maak en nuwe goed probeer. So ja, ek dink net dit gaan maar 'n proses wees van of ek gaan moet maak en dit in die winkel sit al is dit dan net daar's net een, dan is dit nou maar so. Of ek gaan maar net moet opbou en dan eers as ek voel ek het genoeg dit bekendstel. Sê maar net dis limited design. Ja. Ja, one of a kind. Low stop is limited design. Dit is once off. Ja. Yesie. Natanja, dit was nou lekker om 'n bietjie uit te vind by jou en
behalwe nou vir die vraag wat ek gevra het, is daar iets wat jy graag nog wil deel oor die Tamaria Clothing wat ons dalk nog nie aangeraak het nie? Jy het gepraat van die winkel, maar ook meer mense dalk vorentoe kry. Wat is 'n trekpleister wat jy vir mense kan uitnooi om na jou toe te kom spesifiek? Wat maak dat jy uitstaan bo iemand anders? Dit is, maar alles is handmade. En handmade deur my op die stadium nog. En dit is unieke klere. Dit is nie dieselfde goed wat jy in die ander winkels sien nie. En die kans dat jy in iemand gaan raakloop met dieselfde ding wat jy aan het is min, want op die stadium is die meeste van een produk wat ek gemaak het 3. Soos dit is ja, die waarskynlikheid is ja, die max is daar's 3 van daai rokke en dis dit. Actually van die ek noem dit die wol toppies wat by my hang. Dit is actually baie cool toppies want dit is ingevoerde lap uit 'n baal oor see. Ja. En dit is alles is gebrei. Ek weet nie of dit met 'n masjien of hand gebrei is nie, maar ja, dit is letterlik daai toppies is one of a kind. Soos niemand anders het dit nie. Daar is net 'n paar oor in die winkel van hulle. So maar ja, ek sal love om nog te kry, maar ons kry nie daai bale weer in die hande om dit in te voer nie. So ja, daai toppies gaan nie regtig, jy gaan nie iemand sien met dit nie. Ja, daar's nie eers nog lap van dit in Suid-Afrika nie. So ja, en ek hou van daai soos exclusivity, soos dis net ja, ek sal nooit 20 van dieselfde ding wil maak nie. Jessie. Ja. Nou, Potchefstroom, op daai noot moet ons nou sê, ek dink julle moet gaan bietjie net so gaan loer daarso by 'n winkel. Jy het sê 31 Neuwestraat. Ja. Gaan kyk bietjie uit op haar socials ook, daar Tamaria Clothing, en dan gaan julle 'n lekker idee kry van watter handelsmerk sy basies beskikbaar stel vir ons om te kan sien, maar ook om te kan koop vir onsself as jy nou 'n vrou is. En dan dink ek maak gebruik daarvan, gemaak 'n draai, gesels met haar en dan sien ons julle daar. En Potchefstroom kyk weer uit vir volgende week se Stroom Stories en dan sien ons julle weer hierso.